Ons maak die Bybels oop by Numeri, hoofstuk 11. Numeri, hoofstuk 11, een van die boeke in die Bybel wat waarskynlik die minste gelees word. En die rede daarvoor is, ons het nog moed om Genesis te lees, aangrypende geskiedenis. Ons is aangegryp met die groot verhaal van God se verlossing, wanneer ons Exodus lees tot by hoofstuk 20, en hier van hoofstuk 23, 24, begin ons moeg raak om te sien wat ons moet sien, wat moet ons verstaan. Levitikus, nog moeiliker. Numeri, klink soos 'n getal. Wat gaan ons nou tel? Numeri gaan nie net oor die tel van die volk en die tel van sekere sake nie. Heel wat belangrike geskiedenis items het plaasgevind. Ons lees vanoggend 'n gedeelte saam vanuit Numeri 11. En hierdie is die geskiedenis van Israel se omswervinge van 40 jaar. En daardie omswervinge was hulle in die woestyn. Ons gaan saam lees vanaf vers 4, maar voor ons lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, U wat voorsien in elke dag se behoefte, U voorsien ook nou. U wat ons hier byeen geroep het, om onder die geklank van die woord te wees, en hierdeur ook bemoedig te word. Ons bid, Here, dat U nou deur die Gees kragtig sal spreek, dat ons kan hoor wat U vra, en kan doen wat U sê. Dit bid ons in die naam van Christus ons Koning. Amen. Numeri 11 vanaf vers 4. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor. Daar's glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koljandersaad, en dit het gelyk na balsemgom. Die volk het rondgeloop en dit versamel en in handmeule gemaal of in vysels gestamp en hulle dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou snags op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween. En die toorn van die Here het grootliks ontvlam. Ook was dit verkeerd in die oë van Moses. En Moses sê aan die Here, waarom het u knegt kwaad aangedoen? En waarom het ek geen genade in u oë gevind nie, dat u die las van hierdie hele volk op my lê? Het ek hierdie hele volk dan ontvang? Of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigeling dra? Na die land wat u aan hulle vaders met 'n eed beloof het? Waarvandaan moet ek vleis kry om aan hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis, dat ons kan eet. Ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as u so met my wil handel, slaan my dan liewer dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet, dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is.
en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek. En van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet, want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee, en julle sal eet. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet nie, of 5 dae of 10 dae of 20 dae nie, 'n hele maand lank. Totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons tog uit Egipte uitgetrek? Toe sê Moses, 600.000 te voet, is die volk onder wie ek verkeer, en u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal 'n hele maand lank eet. Sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees, of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is? Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee. En hy het 70 manne, die oudstes van die volk, by mekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek, en hy het van die gees wat op hom was afgesonder verskoning, en op die 70 oudstes gelê, en terwyl die gees op hulle rus, het hulle profeteer, maar daarna nie meer nie. Maar 2 manne het in die laar agtergebly. Die naam van die een was Eldad, en die naam van die ander Medad. En die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie. En hulle het in die laar geprofeteer. Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, van sy jeug af antwoord en sê, my Heer, Moses, belet hulle dit. Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. Toe het 'n wind wat van die Here kom uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe, en op die laar gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar rondom die laar. En hulle was omtrent 2 el boek aan die grond, dis omtrent 1 meter. Toe die volk opgestaan, daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag, en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het 10 homer versamel, en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was. Toe het die toorn van die Here alreeds teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hataava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Van Kibrot Hataava af het die volk weggetrek na Haserot toe, en hulle het in Haserot gebly. Geliefdes, die hele gedeelte sal oorhoofs in die prediking in behandeling geneem word.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wie van u het in die laaste week of 2 of maand of selfs dag ongemak beleef, swaar gekry, dalk ongesteld gevoel, die seisoen is hier en siekte oorval ons maklik. Here, waarom moet ek so siek wees? Waarom moet ek ongesteld wees? Of jy besef, elke oggend wil net kouer word in hierdie dorp. En jy staan op en het wil net nie warm word nie. Here, waarom moet dit so koud wees? Hoekom moet ons so koud kry? Niks word warm nie. Ek het laag op laag aan en ek voel steeds die ongemak. Waarom, Here? Is daar 'n doel vir die winter? Ja, die eksamen is amper verby. Maar elke laatnagse studie, elke oggend vroeg se eksamen in die koue. Waarom is dit so sleg om eksamen te skryf? Is daar 'n doel daaraan? Moet ons elke jaar, minstens 2 maal in die jaar, deur hierdie sleg van eksamen gaan? Dalk as jy meer senior in jare en besef, wel, daar is nou amper nie meer 'n dag wat ek opstaan wat ek nie seer het nie. Dalk elke dag 'n nuwe plek, dalk 'n oue wat weer terugkom. Here, hoekom moet dit so seer bly? Hoekom moet ek so ongemaklik bly? Het vat nie lank om te begin kla oor iets nie. Ek doen maklik. Dalk doen nie beter. En ons kom by omstandighede en hoe lank vat dit voor ons begin kla? Maar Here, dis net Israel wat kla. En ons lees hier dat die gemengde volk, met ander woorde, wie het saam met Israel uit Egipte uitgetrek? En Eksodus 12 lees ons. En die Egiptenare het saam met hulle uitgetrek. Hulle het goed gevat en saam met Israel vertrek. Wat hulle beweegrede was, dalk die besef, hierdie God is te groot en Farao sal nie bly staan nie, ons wil saam met julle gaan, om julle God te volg. Wat hulle rede was, word nie altyd vir ons beskrywe nie. Maar hier in die swerftog in die woestyn, begin die gemengde volk. En hulle kla oor iets wat hulle onthou van hulle geboorteland. Hulle tuisdorp. Hulle is immers burgers van Egipte gewees. Ons mis die vis. Ons mis die waterlemoene. Ons mis die lekker wat ons vrylik kon eet. En hulle kla. En het vat nie lank nie, of Israeliete self begin sê, het was so, ja, die werk was swaar. Ja, miskien moet ons, ja, Egipte, ons moet terug. En Moses sê, hy hoor hulle huil by die ingange van hulle tente. Hulle huil en hulle ween en hulle kla. Ons het nie genoeg nie. Ons het elke dag manna. Ons het manna. Nou wat's manna? Manna is soos brood. Maar nie saskou of van die soorte wat ons ken nie. Dan word vir ons beskryf wat manna was, hoe dit gelyk het. In vers 7 en 8 staan daar. Die manna was soos koriandersaad, soos growwerig. Dit het gelyk na balsamgom. Ons ken nie balsamgom nie. Hoe het hulle dit verwerk? Die volk het rondgeloop en het versamel
en in handmele gemaal. So dit was iets wat hard genoeg was, wat jy aan kon werk, en jy kon dit fyn maak, of jy kon dit fyn stamp, in vuilsels kon jy dit stamp, so fyn stamp, en hulle het in potte gekook, en roosterkoeke gemaak, en die smaak was die smaak van oliekoeke. 'n Smaakbeskrywing word dan gegee. Manna oggend, dis ons manna. Elke oggend, staan daar in vers 9, as die dou snags kom, as ons wakker word, is daar manna. Elke dag. Op ander plek word beskrywe, daar is elke dag manna, en die dag voor die Sabbat is daar dubbel. Want manna werk so, vandag het jy hom, as jy hom nie gebruik nie, word hy sleg. Hy hou een dag. Hy hou net jou een dag. Jy het een dag kos, dis jou kos. Môre moet jy nuus kry. Ons kry ons daaglikse brood. Elke dag. Ons vra nie daarvoor nie. Ons werk nie daarvoor nie. Ons werk is die voorbereiding van ons voedsel vir die dag. Dis ons werk. Maar ons het nie gewerk om dit te kry nie. Ons kan dit nie verbou nie. Ons kan dit nie gaan plant en oes nie. Ons het dit net. O, die manna. Ons mis Egipte. Wat sal ons mis van Egipte? As ons nou terugdink aan die slawerny, hoeveel ure ek moes werk, hoe harder die slawerny geword het, hoe moeiliker het geraak het, hoe ons gepleit het, Here, verlos ons. En dan, verlossing kom, en elke dag is daar kos, en ek hoef dit nie te gaan haal nie. Ek hoef dit nie te gaan koop nie. Ek hoef dit nie te verbou nie. Ek kan dit optel, naby my huis. Ek hoef nie eers ver te reis nie. En ek het elke dag. In die mees onherbergsame plek van plekke, die woestyn, is daar manna. En hierdie gekla kom tot die ore van Moses. Dis nie net die volk wat kla nie, dit spoel nou oor na Moses. Moses hoor die gekla en die gemor. Hy kan nie meer nie. Want wat vra hulle? Geef vir ons vleis. Moses, geef vir ons vleis. Dit breek sy moed. En Moses se karakter wys vir ons, hierdie is nie 'n goddelike wese nie. Hy is vlees en bloed soos een ek. Hy kan nie meer nie. Die lewe het nou kom druk. Ons kan nou by onsself dink, hoe sy argumente kon klink. In Eksodus 3 het hy vir die Here gesê, maar Here, ek kan nie met Farao gaan praat nie, ek kan nie eers ordentlik praat nie. Hoe kan ek met Farao praat? Hoe kan ek die volk lei? Hoe kan ek vir hulle sê, volg ons? Hoe kan ek dit doen? Maar Moses se swaar kry, verwoord hy, Here, ek kry swaar. Hierdie volk is vir my swaar om te lei. Ek kan nie meer nie, Here. Het ek hulle dalk gemaak? Het ek hulle geboorte gegee? Het ek hulle gevestig? Het ek hulle hier gebring? Is ek soos 'n moeder wat hulle moet sorg en versorg? Is ek hulle oppasser? Here, hulle vra vir vleis. Waar gaan ek vleis kry? Daar duisende mense. U gee vir hulle elke dag brood. U gee vir hulle manna. U gee vir hulle elke dag. Here, ek kan nie. Ek kan nie vir hulle sorg nie. En as dit swaarder word, Here, kan U my maar liewer doodmaak, want ek kan nie meer lewe nie. As dit is hoe ek moet gaan, ek het nie die krag daarvoor nie. Hoorie Moses, waar hy is, waar daar niks meer oor is nie. Geen hoop meer is nie. Moses kan nie sien nie.
Dan kan ons maklik sê, maar Moses, jy is dan die man van God. Hoe kan jy sê, jy kan nie meer nie? Moses sê, ek kan nie meer nie. Vers 15, ek sterf liewers, maak my liewer dood, Here. Here gee vir hom 'n antwoord en hy gee 'n antwoord vir die volk. Hy het 'n antwoord vir die klagtes van die mense en hy het 'n antwoord vir die klag van hierdie man van God, die gestuurde van die Here, die profeet wat met voorloop en sê, so spreek die Here. Hy het 'n antwoord vir beide. Moses het al raad gekry oor hierdie saak, toe hy reg moes spreek in Exodus 18 en 19 lees ons van Jethro, sy skoonvader. Hy het hom sê, Moses, jy kan nie so werk nie. Laat die maklike sake, die regsaake deur ander geregspreek word. Laat hulle as regters optree vir daardie kleiner sake, hanteer jy die groot moeilike sake. Om sy las te verlig, want daar was lang toue en baie mense wat regspraak nodig gehad het. Die Here sien aan dat Moses swaar trek en hy gee 'n goddelike oplossing vir menslike probleme. Hy sê 70 man. Bring vir my 70 man uit die oudstes van Israel bymekaar, waarvan jy weet dat hulle gereken is as die oudstes van die volk. Natuurlike leiers in julle midde. Bring hulle vir my. Ek sal neerdal en van die gees wat op jou rus, hoor die saak van die gees se werk. Van die gees wat op jou rus, Moses, sal ek aan hulle gee, sodat daar geesvervulde leierskap, goddelike ingesteldheid, sal wees onder meer as jou. Waar sal my hulp vandaan kom? Sê 'n goddelike leier. My hulp is van myself. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Here, ek kan nie meer nie. Wat kan ek doen? Ek kan my omstandighede nie hanteer nie. Ek kan my saak nie beheer nie. Ek kan die toekoms nie betree nie. Jy hoor depressie. Jy hoor moedeloosheid. Jy hoor wanhoop. Die Here sê, kry vir my 70. Uit hierdie 3000, kry vir my nog 70. Die 70 kom by mekaar, die Here gee sy gees op hulle. En wanneer 2 in die laar die gees van God ontvang en daar bly, nie by mekaar kom by die tent van samekoms, tent van samekoms is die tabernakeltent. Hulle kom nie daar by mekaar nie, hulle is in die laar, hulle name word genoem, en daar kom 'n seentjie verby en hy hoor hierdie manne profeteer. Dit word rigbaar by Moses en Josua hoor dit. En wat Josua hoor is, daar's nog manne wat profeteer. En wat het Josua gedink gebeur? Wat het Josua gedink gebeur? Ons weet Josua was die opvolger van Moses, ook deur die gees van God vervul, en het gelei en die beloofde land is betree, en God het voorsien, in volheid, in heerlikheid. Josua sê, Moses, keer hulle om te profeteer. Keer hulle om te profeteer. En Moses se reaksie is vir ons vandag tekenend van ons tyd en dag. Wanneer die profeet moeg is, en die Here gee 70 man wat hy gaan gee, en daar's nog, het lyk of het 70 plus 2 is, of is deel van die 70 irrelevant. Die Here gee hulp, sy hulp, op sy manier. En Josua sê, nee,
Nee. Net Moses. Net Moses. Hierdie twee manne moet stil bly. En hoor Moses se woorde. Ywer jy vir my? Met ander woorde, werk jy vir my? Werk jy vir die kerk van Moses? Of werk jy vir die kerk van Christus? Ywer jy vir 'n mens of ywer jy vir God? Is jy besig met 'n saak van verganklikheid en menslike vernietiging, of is jy besig met iets wat verby die tyd van menslike geslagte sal strek? Josua, seun van Nun, gerekende man in die skrif, is nog nie by die punt waar sy oë oop is nie. Ons is in die donkerste tyd van Israel se geskiedenis, woestyn swerftog, 40 jaar, nadat 10 manne gesê het, ons kan die beloofde land nie in nie, 2 sê, ons kan, Josua is 1. Caleb is die ander een. Ywer jy vir my? Nee, jy doen nie. Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. As die hele volk kon profeteer, het hulle God gesoek en nie gehuil by die ingang van 'n tent en sê, waar is ons kos nie? Want God was hier. Hy was vanoggend hier met genoeg vir vandag. Hoeveel keer het julle dors geword en julle het water gekry? Hoeveel keer het julle honger geword en daar was genoeg vir vandag? Ag, as almal maar net wou profeteer en die wil van die Here geken het. Was ons nie dan 'n groter kerk nie, sou Moses sê. Nou is dit die kerk van Moses in plaas van die kerk van Christus. Want God regeer mos nie. Dis mos Moses wat sê wat die Here sê. Dis nie die Here wat sê wat die Here sê nie. En wanneer die profeet nog verder getuister word met leierskap wat nog steeds nie hoor nie, sug Moses. Geliefdes, waar is ons as ons vandag langs Moses moes staan oor enigiets? Het die Here dan nie genoeg gegee vir vandag nie? Het u uitgegaan by die tentwoning, u huis, vandag, en gesê het, ek het eintlik niks van vandag nie. Ek wens ek kan na 'n ander plek toe gaan waar ek daarom iets gehad het. Of is ek vandag by 'n plek van voorsienigheid, waar God wel vir my gegee het, maar ek het gehuil met ander huil. Oor waaroor hulle huil. Nie oor waaroor ek moet huil nie. Ek is nie daar nie. Ek is nie daar nie. Ek huil oor iets anders. Maar ons almal huil oor iets wat ons eerder soek. Maar ons het nie die manna vanoggend gesien nie. Ja, ons het. Alweer manna. Alweer dieselfde manna. En die Here sê vir Moses, sê vir die mense, hulle moet regmaak, môre eet hulle vleis. Vleis. 2 dae, 'n dag, 2 dae, 5 dae, 10 dae, wat van 20 dae? Kom ek sê vir jou, Moses, 30 dae. Vir 'n hele maand lang sal julle vleis eet. Dit sal vir julle walglik raak. En hoor, Moses is nog op 'n sleg plek. Here, hier staan oor die 600,000 mense. Waar gaan die vleis vandaan kom? Moses is nog hier in sy kop. Hy is nog hier in sy, ek weet nie wat om te doen nie. En is daar iets wat die Here kan uitsorteer wat ek nie kan nie? Die antwoord is ja.
Ons kyk vanuit 'n ander hoek. Moses kan nie sien nie. Die wolk hang so laag in sy toestand van moedeloosheid. En God tel op die wolk. Wanneer hy die wind laat waai. En die Here het wind al goed gebruik. Israel ken wind. Die Here waai daai sprinkane vir hulle nader. Egipte weet van sprinkane. Hy waai hulle weer weg met wind. Wanneer Israel by die see kom, is dit wind wat die waters optel en die waters in plek hou. Dit is wind wat God stuur, kragtig vir voorsienigheid. En die wind kom weer. Die kwartels waai oor. En 'n kwartel is nie 'n baie groot voeltjie nie. Jy kan sê, as jy nou dink aan 'n happie, is dit 'n klein happie. In 'n wegneem ete model sou dit nie genoeg vleis wees nie. En die Here stuur die kwartels, dat as jy 'n dag reis aan die een kant toe reis, dan is jy nog in die kwartels. En as jy 'n dag aan die ander kant toe reis, is jy nog in die kwartels. Nou jy reis per voet, stap vir die dag. Die Here voorsien dat die wind daar die kwartels so op 1 meter hoogte hou, dat jy dit net kan vat. McDonald's weet nie van diens nie. Die volumes wat die Here stuur is astronomies. 10 homer word beskryf in 'n ander vertaling as 'n ton vleis. Die minste wat hulle opgetel het en versprei het was 'n ton. Met wie het ons te doen? Ons het nie omstandighede wat hy nie kan verstaan nie. Ons het nie krisisse wat hy nie kan uitsorteer nie, en hierdie volume stuur hy vir 'n 30 dae tydperk. En soos dit gaan met sonde het gemaak dat ons kla oor dit wat ons gedink het ons het nodig, terwyl ons dit nie nodig gehad het nie. Gee die Here so baie hiervan, dat die wat met lus daarna begeer het, begin eet het daaraan. En ons sien dat hierdie vraatsigheid eintlik die uitborrel en die oorborrel van hulle sondige karakter was. Dat die Here 'n dankseggingslose volk met vleis in die tande laat sterf het. Ons verstaan nie hierdie God wat besig is met ons in hervormingsby. Julle huil oor wat? Julle huil oor julle maag, nie oor julle hart nie. Julle huil oor julle geld en nie julle geloof nie. Julle huil oor dit wat God eintlik moet wees en julle nie sien nie. En dan doen hy die wonderwerk van wonderwerke, waar geen vleis in die woestyn beskikbaar is nie, het julle 'n ton nou net bymekaar gemaak. En julle 30 dae van hierdie voorspoed. Waar is die eer aan God? Wanneer ons ontevrede is met alles wat om ons gebeur, ek kan elke raampie vat en ek kan my lewe bietjie deursoek en ek kan kyk en sê, maar ek het so min. Het ek so min? Wat het ek wat die Here vir my gegee het en hoekom het ek dit? Wat het ek daarmee gedoen? Fisiese kos? Het ek dit geëet? Ja, hoekom? Want dit was nodig om my liggaam te beskerm en my liggaam te voed, om versadig te wees en die Here te kan eer. Wat het ek daaroor gesê? Vir wie? Wanneer? Waar is die eer van God? Wat verwag God van my? In die 10de gebod leer ons dat jy tevrede moet wees met wat jy het. Want die Here het vir jou genoeg gegee vir vandag. In ons Vader gebed erken ons, Here, ons het daaglikse brood nodig.
en die versorging wat daarby pas. Hoe sien ander mense in my en deur my hantering van my goed, my genade, dat ek aan die Here dankbaar is? Hoe sien ander dit raak as 'n vorm van evangelisasie, 'n geloofsgetuienis? Israel sterf met vleis tussen die tande, 'n oorvloed volk sterf. Dan word die beursies is dan vol. Maar die Here het niks. Want al sy eer is weg. Is dit nie waaroor Maleagi gaan nie? Israel is terug in hulle beloofde land, terug in hulle tempel is herbou, alles is heel en weer reg en funksionerend, maar die skatkamers is leeg. Hoekom? Die priesters moet gaan werk soek, hulle kan nie tempeldiens verrig nie, want hulle kan nie offers bring nie, want daar is geen offergawes gegee nie. Daar was niks, hulle kan nie meer bedien nie, hulle gaan soek werk. Waar is my eer, vra God vir die mense van in die tyd van Maleagi. Waar is my eer? Waar is my eer? So wat julle het. En dit gaan nie daar oor manna nie. Dit gaan nie oor kwartels nie. Dit gaan oor God se eer alleen. Wanneer het ek nodig om aan God eer te bewys oor alles wat ek ontvang het? Oor my omstandighede selfs. Al is dit sleg. Al is my omstandighede sleg. Hoekom moet ek aan God eer bewys? Al is my omstandighede sleg. Wat sê Jakobus 1 vers 2? Wat sê Jakobus 1 vers 2? Ons lees die volgende woorde daar. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Vers 3, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Wat moes Israel gedoen het toe die eerstes begin kla het oor kos? Hulle moes gewys geword het, God gee kos. Fokus op die Here, nie op die maag nie. Fokus op die Here, nie op die welvaart nie. Fokus op die Here, nie die huidige omstandighede nie. Want die omstandighede het sy plek en sy doel. Wanneer ons die land wat oorloop van melk en honing gaan tref, gaan ons sien, dis hoekom die Here ons bewaar het. Want hy het geweet wat ons nodig het. Hy het geweet. Hoekom verwag die Here dat ek dankbaar sal bly? Dat ek sal besef, ek het nie genoeg nie. Ek staan soos Moses as leier. Manne, ons staan soos Moses as leier. Here, ek is nie genoeg nie. Ek kan nie meer wees nie. Ek kan nie genoeg doen nie. Ek sterf liewer, terwyl ek nie al my werk gedoen kan kry nie. En as daar 'n industrie is, wat sê daar is nie uitbranding nie, dan word daar gelieg. Want elke industrie het sy stryd met ons kan nie genoeg doen nie. En al die leiers word net meer en meer gedruk om meer en meer te gee. En wat gebeur met almal? Ons het daarom 'n pilletjie daarvoor. Hulle noem dit 'n antidepressant. Dit laat jou kalmer word, terwyl jy niks kan doen nie. Jy kan nie meer wees nie. En die omstandighede word nie beter nie. Ons gee vir jou net 'n sterker een. Ons gee vir jou ander behandeling. Maar die lewensdrukte is daar. Ons kort 70 man wat God ken. Ons kort 'n hele huis vol gelowiges. Ons kort 'n wêreld vol van ons dien die Here. Want die wêreld jaag met ons almal na 'n nuwe plek waar ons nie wil wees nie. Almal moet stadiger leef. Almal moet van die druk ontslae raak en rus in die Here vind. Maar wie gaan ons losruk hiervan? Wie gaan ons losruk hiervan? Here, ons het aan miljoene mense. Wie sal ons kan losruk hiervan?
Wie is ek, sê die Here? Is ek nie die skepper God nie? Is ek nie die een wat jou bydien 'n asem gegee het in die begin? Nou voel jou asem is weg. Waar is dit heen? Kom kry dit by my. Dit is nie so simplisties om te dink dat die wêreld eenvoudig net moet stop nie. Maar wanneer gaan ons stop? In die Here. Wanneer gaan ons stop? Of gaan ons maar net aangaan met hierdie styl? Of gaan die wêreld begin terugdruk, want die Here sy eer is groter. Wanneer die Gees van God oor 70 kom, is dit 'n teken dat die Gees van God 'n Godgegewe gawe is. En wanneer sy Gees sê dat Pinksterdag op alle vlees is, wat aan hom glo, weet ons is nie alleen nie. In my diep donker dieptes is nie ek alleen nie. Ek wandel nie my pad alleen nie. Ek wandel dit omdat die Here my lei. Stap hierdie pad nie alleen nie. Ons vertrou nie op die manna nie, maar op die God van die manna. Ons vertrou nie op die kwartels nie, maar die God van die kwartels. Ons vertrou nie op die geld van vandag nie, want dit is God se geld. Ons vertrou nie op ons goeders, ons besittings, ons omstandighede nie, want as die Here dit voorsien, sal dit daar wees. En wat hy gegee het, moet ek aanvaar en rus vind in die Here. En nie jaag na iets anders wat ek nie kan bybring nie. Mag die Here ons in besonder laat verstaan, hy verander ons omstandighede. Hy gee vir ons lig op die huidige omstandighede en hy gee vir ons hoop op 'n nuwe een. Mag die Here ons hierin lei, hierin bewaar en hierin versterk. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons kyk na u voorsienigheid. En ons besef daar is niks wat nie 'n dankie Here verdien nie. Daar is niks wat u alreeds vir ons gedoen het wat ons eintlik al moes dankie gesê het voor nie. Ons is so ver agter in ons dankbaarheid. Ons doen wat u ons gee om te doen. Maar ons verval dikwels, Here, in omstandighede waar ons eintlik moet voorsien volgens u wil en ons het bly staan by wat ons wil. Ons bid dat u elkeen sal versterk. Elkeen sal seën en elkeen sal lei om te gaan waar u wil hê ons moet gaan. Laat die Gees kragtig werk om dit moontlik te maak. Aan u kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding. In Christus Jesus naam. Amen.